Vader, baie dankie vir 'n awesome familie in Christus soos U my. Dankie Here dat ons nie hoef aan te sit of voor te gee dat ons mekaar lief het nie, maar dat ons mekaar regtig lief het met 'n band wat U in ons harte kom plant het. Omgee gebore in Christus. En Vader, in hierdie oggenduur met hierdie liefde wat so warm in ons harte kom lê deur die werking van die Heilige Gees. Wil ons vir U dankie sê dat U vanmôre aanbid word deur ons sange. Dat U die rede is om daar vanmôre op ons tonge gebore is, blydskap van aanbidding. Dankie vir die woord wat in ons harte kan kom lê. Wat padkos op ons lewenspad is, wat ons stoer is om net nader en nader aan U te lewe. Wat in hierdie uur, in hierdie tyd waarin ons lewe, kan ons voel. Ons voel dit as seuns en dogters, dat U koms om U bruid te kom haal, is nie meer ver nie. Die goddeloosheid in hierdie wêreld skree na die verkeerde kant toe, maar die kind van God vanoggend skree vanmôre in opgewondenheid. Ons het 'n God wat lewe. En ons wil U in hierdie liefde aanbid vanmôre. As die enigste ware God, lewende God, heilige van die glorierykheid van die hemel. En dis hier wat ons vanmôre aanbid. Amen en amen. Kom ons sing vanmôre, maar ek wil vanmôre sê, Alicia, kom ons aanbid die Here. Kom ons, laat ons sommer jou stem vanmôre klink. Jy is nie besig om net te sing nie, maar om te aanbid. Amen. Kom ons sing ons eerste liedjie saam. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Kom ons stop gou. Is jy vanmôre opgewonde om dit te lees? Is jy opgewonde? Ek wil sien hoe opgewonde is jy. Kom ons gee vir Here 'n bietjie net 'n lofoffer. Kom. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Gaan jy vanmôre met blydskap instap in sy hemelkoning? Want dit beteken nie omdat ons hier op aarde is, ons kan nie die hemel ontvang nie. Die hemel is hier op die aarde, sowel as daarbo. Kom ons maak sy naam groot vanmôre. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Lift Jesus higher, lift Jesus higher.
the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Halleluja, kom ons gee vir Here lof op. En omdat ons 'n groot en heilige God het, kan ons sê, build your house on the rock and it shall stand. Build your house on the rock, build your house on the rock, build your house on the rock and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's word. Build your house on the rock and it shall stand. Build your house on the rock, build your house on the rock, build your house on the rock and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's word. Build your house on the rock and it shall stand. Build your house on the rock, build your house on the rock, build your house on the rock and it shall stand. There's no power in this world that can stand against God's word. Build your house on the rock and it shall stand. Dankie Vader. Dankie Here dat ons kan weet, ons kan vanmôre ons huis op U bou, Here. Daarom kan ons hierdie volgende liedjie ook sing. Bou jou huis op die rots. Dis die woord van God. En jy sal staande bly terwyl baie ander val. Bou jou huis op die rots. Dis die woord van God vanmôre. En jy sal staande bly al woed die storms ook wel. Bou jou huis op die rots. Dis die woord van God. En jy sal staande bly vir baie ander val. Bou jou huis op die rots. Dis die woord van
is op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, vir baie ander vaar. Bou jou huis op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, al woed die storms wel. Bou jou huis op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, vir baie ander vaar. Bou jou huis op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, al woed die storms wel. Bou jou huis op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, vir baie ander vaar. Bou jou huis op die rots, dis die woord van God. En jy sal staande bly, al woed die storms wel. Vanmôre my kind, wil ek vir jou kom sê, bou jou huis op my, want ek God het reeds die pad vir jou gelyk gemaak. Ek het my kind gestuur om vir jou te sterf aan daardie kruis. Sy bloed het vir jou gevloei vanmôre. Hy het gehang aan daardie kruis, want hy het liefde vir u. Hy het liefde vir jou vanmôre, my kind. Ek het jou lief vanmôre, so lief, dat ek vir jou die autoriteit gee vanmôre, om te doen wat ek gedoen het, en soveel meer. As jy vanmôre geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal ek God vir jou wonders verrig vanmôre. Want soos jy glo, so sal dit wees vanmôre. My kind, hou vas aan my hand, want ek God het vir jou 'n plan, wat reeds in vervulling in jou lewe is. Maar van hier af vorentoe, my kind, stap ek elke tree saam met jou. Elke toon wat jy stamp, sal ek vanmôre daardie klippie kom uitrol uit jou pad uit, en ek sal vir jou genesing in die gees gee vanmôre, in Jesus naam. Ontvang dit vanmôre, my kind, want ek God het vir jou 'n plan, en ek is hier om jou as koning aan te stel, bo hierdie wêreld. Want ons is nie van die wêreld nie, ons is van ons koning Jesus alleen. Sy gees is binne ons. En dit wat binne ons is groter as dit wat in die wêreld is. Dankie, Vader. He had compassion on me. He touched my eyes and now I see. He touched my feet and now I'm walking His way. He had compassion on me. He touched my heart and now I'm free. Praise the Lord, He had compassion on me. He had compassion on me. He touched my eyes and now I see.
on me. He touched my heart and now I'm free. Praise the Lord, He had compassion on me. He had compassion on me. He touched my eyes and now I see. He touched my feet. Now I'm walking His way. He had compassion on me. He touched my heart and now I'm free. Praise the Lord, He had compassion on me. He had compassion on me. He touched my eyes and now I'm free. He touched my feet and now I'm walking His way. He had compassion on me. He touched my heart and now I'm free. Praise the Lord, He had compassion on me. He had compassion on me. He touched my eyes and now I see. He touched my feet. Now I'm walking His way. He had compassion on me. Touched my heart and now I'm free. Praise the Lord, He had compassion on me. Daar's maar net een ware vriend en Jesus is sy naam. Daar's maar net een ware vriend en Jesus is sy naam. En in hom is my vertroue, waar ek ook al heen mag gaan, totdat ek hom beter ken en ek wandel langs sy sy. Is die wete o so kosbaar, Jesus is 'n vriend van my. Telke maal as ek alleen in gebed na hom toe gaan, dan luister hy so geduldig en ek weet hy verstaan. Hy het my nog nooit, nee nog nooit van hom af weggestuur. Hy is ook 'n ware vriend in die donkerste uur. Kom daar tye waar die lewe te veel word vir my en my kragte te min om weer die goeie stryd te stry. Dan stuur hy lewenswaters wat vloei met liefde praat. 'n teken dat Jesus naby is van dag tot dag. Daar's maar net een ware vriend en Jesus is sy naam. En in hom is my vertroue, waar ek ook al heen mag gaan, totdat ek hom beter ken en ek wandel langs sy sy. Is die wete o so kosbaar, Jesus is 'n vriend van my. Daar's maar net een ware vriend en Jesus
Telke maal as ek alleen in gebed help toe gaan, dan luister hy so geduldig en ek weet hy verstaan. Hy het my nog nooit, nee nog nooit van hom af weggestuur. Hy is ook 'n ware vriend in die donkerste uur. Kom daar tye waar die lewe te veel word vir my en my kragte te min om hierdie goeie stryd te stry. Dan stuur hy lewenswaters wat vloei met liefde praat, 'n teken dat Jesus naby is van dag tot dag, 'n teken dat Jesus naby is van dag tot dag. U is die rots waarop ons staan. U is die anker van ons lewensbron. U is die rede van dag tot dag. Want daar is geen vriend soos U. Daar is geen God soos U. Want U is die enige God. U is 'n heilige God. En buite U is daar geen. En daarom staan ons vanoggend in hierdie aanbidding, afwagtend op U Gees met ons te kan spreek uit U woord. En die volk sê, Amen. Een man soek na God se hart. Een man soek na God se hart. Kry hierdie tema Vrydag. En dan moet ek vanmôre eerlik met jou wees. Toe die Gees van die Here my hierdie tema gee, toe begin ek nogal my gedagtes soek, waaroor gaan hierdie woord vanmôre gaan. En dis net asof die Here stil word. Hy gee my die tema Vrydag en my verder is stil. En vanoggend so 3 uur se kant. Die deel die Here met my. En ek glo vanmôre dat jy gaan geseënd wees soos wat ek vanoggend 3 uur geseënd was terwyl ek by die Here stil was. Om vir jou vanmôre 'n woord te kan gee wat nie net 'n kliseë van 'n Vadersdag boodskap is nie. Want dis asof mense hierdie tyd van die jaar met Vadersdag amper verplig voel jy moet nou iets oor 'n Vadersdag boodskap bring. Maar ek wil vanmôre vir jou dieper vat as net die gedagte van Vadersdag. Ek wil vanmôre met jou ons Vader in die hemel se hart kom deel met die boodskap wat hy vir my vanoggend 3 uur gegee het. En terwyl ek stil is, lees ek 'n boek wat ek op my rekenaar het, wat my gedagtes gaan na hierdie boek toe. Raising Men, from Fathers to Sons, like life lessons from a Navy SEALs training, Eric Davis. Raising Men. En Eric Davis sê in hierdie boek, terwyl hy besig was met sy Navy SEAL training in Amerika, het hy hierdie training sergeant, opleidingssergeant gehad.
Samuels was die ou se van. En hy was 'n verskriklike harde persoon. Hy sê jy in die water laat bly tot jy hypothermia kry. En dan die medics jy moet kom uit die water uithaal. En dan voel dit of jy survive net. En jy skaars dat jy herstel het van dit, dan laat jy op die sand hardloop, want hulle opleidingsentrum, hulle basis waar die Navy SEALs opgelei word in Amerika, is letterlik, jy stap uit die opleidingslokaal, gaan jy oor die teerparasjie op die strand. So dis by die see. En een opleidingsdag, hy sê, dis so erg dat jy ruik soos die hawe, want jou klere bly permanent die reuk van die see, want jy is meer in die see in en uit, as wat jy nie in die see is nie. Jou klere het later, daai salpeter, sout word droog in jou klere, want jy is meer in die see, as wat jy werklik waar uit die see is. Hy sê, en hulle tree die dag aan, en hulle sergeant staan daar, en soos gewoonlik, hy sê, hulle is al so in 'n gewoonte, dat hulle survive het. As hy sê hardloop in die see, dan hardloop in die see. As hy sê dra pale, dan dra die pale. As hy sê doen dit, dan doen hy dit. En hy skree die hele tyd hierdie bevele. En hulle kom die dag in die klas in, en terwyl daar in die klas staan, is daar 'n ander persoon ook in die klas. En nog voor hulle kan uitvind waaroor gaan dit nou, waaroor is hierdie ander persoon in die klas toe, skree hier sergeant Samuels alweer op hulle, hy sê, ek gee julle 60 sekondes, dan is julle in die see en terug. En hulle hardloop, die klas het hardloop oor die pad, oor die strand, binne die see, hulle hardloop terug. En hy sê, hulle hoop maar hulle het gemaak. Hier staan hulle nou sopnat staan daar in die klaskamer. Oeah, skree hulle, want dit is wat die Navy SEALs maar skree as hulle teruggekom het. En die sergeant sê vir hulle, hy is geroep om operasioneel ontplooi te word iewers in Afrika, en hierdie persoon wat nou in die klas is, gaan hulle oorvat. En hy stel aan hulle kaptein Smith voor. En terwyl hulle daar staan, en dit is nou van 'n sergeant, daar kaptein wat nou gaan oorvat, en die opleiding verder vat, want hierdie sergeant gaan nou operasioneel ontplooi word, verwag hulle hierdie persoon gaan nou meer wil wys, hy is nog erger as die vorige. En hy sê, sit. Hy sê, weet jy hoekom word jy opgelei soos jy opgelei word? Weet jy wat is die doel van hierdie ernstige opleiding? Hy sê nou 'n mond hang oop, want vir die eerste keer is daar iemand wat vra, weet jy hoekom word jy so opgelei? Vir 3 maande het hulle nie vrae gehad nie, dit was net van jy hardloop en jy doen maar net die bevele. En skielik breek hierdie persoon vir hulle op en oop. Hoekom word hulle so ernstig opgelei? En dit is vanmôre iets wat ek in my boodskap gaan oordra. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. En dankie dat u ons lei op die weg wat ons moet gaan. Met duidelike instruksies. Here, ons sit hier vanmôre in hierdie gebou en ons wonder waarom dit is soos op pad nie. Ons sit hier vanmôre in hierdie gebou en ons wonder hoekom moet jy Sondag vir Sondag kerk toe gaan nie. Ons sit hier vanmôre in hierdie kerk en ons het 'n klomp reëls en ons weet nie hoekom moet ons al hierdie reëls doen wat in die woord staan nie. Ons het 'n Abba Vader God wat sy liefde vanmôre in vaderskap aan ons kom oordra en ons lei in die volle waarheid en om te kan verstaan waaroor hierdie hele sin en rede van seun en dogter van God gaan. En asof u baie dankie sê dat u ons nie wees agterlaat of net in 'n leemte laat dat ons wonder waaroor dit alles gaan nie. Maar ons het u hand wat ons hand stewig vashou en ons op hierdie weg lei. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. En dit bring my by ons eerste skrif van vandag. 1 Petrus 4 vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?
Hier aan die einde sê die Here, net voordat hy kom om sy bruid te kom haal, sal daar 'n afval binne die kerk gebeur. En die Here sê dat as die afval so groot gaan wees in die huis van die Here, hoe groot is die afval en die wegval van hulle wat nie eens by God is nie? Hoe groot is die goddeloosheid as jy die weg en die waarheid van die Here nie ken en sy leiding nie ken in die lewe om reg te kan doen nie? Want ek en jy kan weliswaar nie weet wat is dit om reg te doen as God ons nie lei om dit te doen nie. Die mens in sy gevalle toestand het net nie die vermoë om reg op te tree nie. En as ons gaan kyk na die wêreld om ons vandag, hoe meer ons wegstap van God af, hoe meer neem goddeloosheid toe, hoe meer neem misdaad toe, hoe meer neem geweld toe, hoe meer neem korrupsie toe, want hoe verder ek van God af wil wegstap en sê ek het nie sy leiding nodig nie, hoe minder weet ek om eie lewe reg te lewe en om dit sin te laat maak. En dit bring my dat ek vanmôre by die volgende gedeelte wil begin, sodat 1 Petrus 4 vers 17 hier in die eindtyd kan verstaan. 1 Samuel 2 vers 12 sê die goddeloosheid van Eli se seuns. Maar die seuns van Eli was deugniet, hulle het die Here nie erken nie. Die woord begin sommer aan 1 Samuel 2 van die 12 vers. Hy sê hierdie 2 seuns van Eli was 2 deugniete. Hoekom? Omdat hulle God nie erken het nie. En hy gaan verder, hy sê nie net hulle is deugniete nie, hy gaan verder om te verduidelik hoekom die woord sê hulle was deugniete. Die Engelse woord sê, they did not recognize God. They did not honor God. And therefore, their life had no solidness. Vers 15, selfs voor hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester, met ander woorde hierdie 2 seuns wat die priester aanbedien het, onder hulle vader Eli, wat die hoofpriester was, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, want ek en jy moet verstaan waar hier aangaan. God het gesê, wanneer daar 'n diertjie geoffer word, moet die vet aan hom geoffer word. Die vet van die dier moes as 'n reukoffer na God se aangesig toe opgaan. Maar hier kom hierdie 2 seuns van Eli en hulle sê nee, ons soek nie hierdie gekookte vleis waar die vet van afgesny is, want hulle het so 3 punt vik gehad het, hulle dan so die pot ingesteek en wat ook al in die pot raak steek, dit mag jy vir jou neem as jou deel om te gaan gaar maak en te eet. Nee, hulle soek nie hierdie vleis wat klaar gaar is in die pot nie, waarvan die vet af is. Hulle soek rou vleis waarvan die vet nog op die vleis het, wat hulle wil dit self gaan braai. As die man vir hom sê, ek wil net eers die vet in die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, nee, maar jy moet dit nou gee, en so nie, dan neem ek dit met geweld. Alhoewel 'n offer wat aan God gewy word, kom die persoon in en hy sê, as jy nie vir my gee wat ek wil hê nie, en hoe ek dit wil hê nie, dan vat ek dit met geweld. En dit bring my by die sonde van hierdie jong manne wat baie groot vir die aangesig van die Here was, want die mense het die offer aan die Here verag. En vandag, wys die Heilige Gees my in die kerk vandag, maak die mense soos hulle wil. Die mens wat vandag hulle self Christene noem, bring nie meer aan God die offer wat hy van hulle verwag nie. Bring nie meer aan God die aanbidding soos wat God het verwag nie. Hulle het hulle eie manier hoe hulle wil aanbid. Hulle het hulle eie manier hoe hulle wil sing. Hulle het hulle eie manier wanneer hulle wil dit doen en hoe die diens moet wees en hoe alles moet in plek wees om die mens te please, en dit gaan nie oor om God te aanbid, hoe hy wil aanbid word nie. Vandag sê kerkdiens, wys die Heilige Gees my, gaan meer oor people pleasing, en dan praat ons hier van die wêreld buite, want die ouens praat hier van soos wat die priesters binne in die huis van die Here in hierdie tyd was, wat besluit het hoe hulle dit wil hê, en as dit nie na hulle sin gaan nie, en dit gaan nie soos hulle wil hê nie, dan sal dit met geweld vat. Daar is 'n
rebelsheid vandag in die kerk. Ek wil God op my manier dien. Of ek nou in sonde is, en of ek nie in sonde is nie. Ek besluit deze wat is sonde. En as dit my pas, dan het ek hierdie woorde, God ken my, hy het my so geskaap, en daarom kan ek hom op hierdie manier aanbid. Dit gaan nie meer oor wat God sê hoe hy aanbid moet word, en wat vir hom heilig is, en dat ek met sonde moet breek. Nee, die mens wil vandag nie meer bekering hoor in die kerk nie. Hulle wil nie meer hoor dat word van hel gepraat nie, en dat daar 'n vurigheid van 'n God is, wat op die punt staan om 'n wêreld met sy goddeloosheid te oordeel nie. Maar die mens staan in die kerk vandag, en hulle lig hulle hande op, en hulle sing halleluja, hulle prys die Here met hulle mond, dat hy God is, terwyl hulle met die gruwelikste sondes in hulle lewens besig is. Want hulle besluit moet God aanbid word, en nie meer God wat besluit hoe hy aanbid moet word nie. Maar Eli was baie oud. En as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en ek wil gemeenskap hou met die vrou wat dien by die ingang van die tent van samekom, hoe ver het hier vervolg gegaan? Hulle gaan nie net eers meer 'n vleis wat hulle wil hê nie. Hulle het nou al seksuele omgang met die vrouens wat binne die tempel diens doen aan God. Hulle vat so hierdie vrouens wat buite, hierdie losbandige wat so verhoudings het. Hoe erg was die kerksysteem, hoe erg was dit wat God aanbidding genoem was in die tyd van Eli. En hier is die pa wat sy 2 seuns moet berispe. En hy is te bang vir sy 2 seuns, en al wat hy sê so half lauwarm, ag, julle moet nou nie dit doen wat julle doen nie, want dit is nou nie betaamlik. Hoor wat sê die woord hierso. Wat was Eli se respons? Dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet doen. Dit moet nie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie grip wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerhede oor hom. Maar as mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeieregter optree? Maar hulle het dit nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Die ombring hier is God wou hulle doodmaak. En waar kry ons nog so verhaal? In Egipte. God stuur letterlik Moses om vir die farao te sê, laat my volk gaan. Ek wil hê my volk moet vry wees om my te aanbid. Maar farao sê nee, ek sal besluit waar hulle jy mag aanbid en hoe hulle jy mag aanbid. Op 'n stadium sê hulle mag nie aanbid, maar hulle mag nie, hulle mag nie gaan waar hulle wil gaan. Hulle moet gaan waar ek sê hulle mag aanbid. En dan begin die Here, dan begin hy plaag te bring. Hy bring moeilike goed oor Egipte. En dan sê hy, nee, hulle kan so dagreis in die woestyn ingaan. Kan daar gaan aanbid. En dan op nommer 99 besluit hy, nee, hulle mag nou nie meer 'n dagreis nie, hulle mag nou niks nie, hulle moet net daar bly. Mense, wat die Gees van die Here vanmôre vir my 3 uur kom sê is, ek wil nie na 'n kerk toe kom as ek by bereik kom al, wat nie kan standpunt inneem nie. Ek wil nie na 'n kerk toe kom, want die kerk spreek dit my kom soos op hande. Die kerk sê vandag dat al die tekens is in die wêreld, dat die koms van die Here is naby, maar die kerk is so wisselvallig in alles wat hulle doen. Hulle is onstandvastig in wat hulle doen. Hulle môre en aand praatjies kom nie meer ooreen nie. Daar is nie meer standvastigheid in die kerke nie. En die Here sê dit begin by vaderloosheid. Paas wat nie meer hulle kinders in die vrese van God groot maak nie, maar wat bang is vir die kinders. Die kind sê vandag hoe die huis moet hanteer word, hoe die huis moet bestuur word, hoe hulle die Here wil aanbid. En die paas wat in die verlede God vurig aanbid het, en begin bang word en stil word en praat nie met die kinders meer, want ek is bang, ek maak my kind seer. Maar in die tussen, wie word in die proses regtig seer gemaak? God word in die opsig van wanneer ons afvallig word sy naam beledig. Vaders, ek wil vir jou vandag sê, papas, ek wil vandag vir jou sê, op hierdie Vadersdag, my boodskap aan jou is, staan weer op en word die pilaar in jou huis. Maar die pilaar in jou huis is nie
Iemand wat soos yster is nie. 'n Pilaar in jou huis is nie iemand wat breek en slaan. En as jy nou nie meer wil luister hoe ek God wil dien nie, en as soos in hierdie huis die Here dien nie, dan gaan ek in die grond en slaan. Dit is nie hoe God my en jou trek nie. Hy slaan ons nie in die huis nie. Hy trek ons met liefde, maar hy het 'n standaard van heiligheid waar volgens aanbid wil word. En hoe trek ons kinders in om God te kan aanbid, dat daar weer vrees in die huis van die Here moet wees, en nie dit wat in baie kerke vandag aangaan nie. Dit het 'n show geword. Dit het 'n speelplek geword. Dit het 'n lauwarm gruwel in God se oë geword, wat vandag in die groot meerderheid van kerke plaasvind, sê die Gees van die Here vir my, vanoggend 3 uur terwyl ek stil word. Ons verwag amper hierdie Sergeant Samuel, om ons in die seun te jaag en jou hierkant te jaag en jy te lapale dra. Ons verwag amper dat die pastoor met die hele tyd van die kansel afslaan, en dan kan ek door die Here dien. As ek die hele tyd geslaan word, hoe ek die Here moet dien nie, dan is dit asof ek net voel, as dit van myself afhang. Ek ry vanmôre op pad kerk toe. En ek sê vir my vrou, ek wonder hoeveel mense gaan eendag in die hel wees, wat gaan sê, dis die pastoor se skuld, want hy het my nooit kom besoek nie. Jy weet, ek het nie meer kerk toe gegaan, maar die pastoor het nooit na my huis toe gery en my kom vra, hoekom gaan jy nie kerk nie? Hoeveel mense gaan die pastore blameer? Dan vra ek jou vanmôre, wie het vir die pastoor gesê moet vanmôre by die kerk wees? Het ek weer 'n pastoor wat vir my kom besoek, vir my sê, jy weet, 'n Sondag by die kerk wees nie, dat jy moet iets gaan doen. Of het ek 'n verlange om die liefde van God oor te dra na jou toe? Daar moet 'n vurigheid wees van 'n verlange om God te wil dien. Daar moet 'n vurigheid binne jou wees van ek wil na die huis van die Here toe gaan. Ek wil my lewe met God regkry. Ek het nie nodig dat iemand my moet dreig om by die kerk te kom, of iemand my nou eers kom besoek en my ek wil amper sê, ek kan verlang om tog nou net op te staan en tog nou net Sondag kerk toe te gaan. Dan moet 'n vuur binne jou wees van 'n verhouding met God, wat my dryf om God te kan dien met alles wat in my is. Een van die goed wat Davie sê in hierdie opleiding met hulle as Navy SEALs gehad het, die opleidingsbeampte het jou nie kom mooi vra om 'n Navy SEAL te word nie. Hy het inteendeel elke dag gesê, ek sien nou vir julle hele klomp slappies gaan dit nie maak nie. Julle slap siele gaan dit nie maak nie, man. Nou wat het dan 'n persoon gemaak dat hy Navy SEAL word? Hy wil 'n Navy SEAL wees. Wat maak van jou dat jy 'n kind van God is? Wil jy 'n kind van God wees? Of wil jy 'n verskoning hê om nie 'n kind van God te wees? Hier is 2 seuns wat 'n verskoning begin uitdink het van, as ons dan 'n priester moet wees, dan gaan dit wees op ons voorwaardes. En ons voorwaardes wat ons doen God eintlik 'n guns om in die tempel te wees as priesters, en daarom mag ons in hierdie tempel gaan, ons mag gaan vra watter vleis ons wil hê, en ons wil dit nie gekook hê nie, ons wil dit rou hê, en ons wil dit net vet hê, want ons wil dit gaan braai. En toe bly dit nie net by vleis nie, toe begin hulle ander goddelose goed binne in die tempel te doen. En ons weet wat is die einde van hierdie 2 seuns, en selfs hulle pa wat nie wil opstaan, en 'n standpunt inneem vir God. Die woord van God sê, Eli het agteroor geval, en sy nek het gebreek. Maar as ek jou vanmôre met hierdie atmosfeer moet los, dan los ek jou met so swaar gemoed. Dan los ek jou vanmôre met 'n stok. Ek wil jou vanmôre na die blydskap toe vat. Ek wil jou na die opwinding toe vat om God te dien. So kom ons gaan oor na die opwinding toe. Ons weet wat is die standaard, maar kom ons hoor wat sê die opwinding. Hier in hierdie selfde tempel is daar hierdie 2 seuns, maar daar's 'n ander seun wat ook in hierdie tempel kom woon. Hy het nie 'n ampt nie. Hy is nie 'n priester nie. Sy ma het maar net, Hanna kon nie swanger word nie.
En toe sy swanger word, het sy vir die Here gesê, dan sal ek hierdie kind van my vir u gee. En toe word klein Samuel by die tempel afgelaai toe hy nog 'n babietjie was, want sy het haar belofte getrou gehou, dat as God vir haar seun gesê, sy sal vir God teruggee. En hier word hierdie klein Samuel binne in die tempel groot, ongesiens. Dis partykeer nie die mense met die grootste stemme, wat die kragtigste instrumente God se hand is. Dis partykeer daai stil mense in die kerk. Dis nie altyd die mense wat die hardste bid, wat die grootste krag vir God doen. Dis partykeer daai persoon wat die stilste in die kerk is, maar wanneer hy met God besig is, word hy gestuur en sy gestuur hulle doen kragtige dinge vir God, want hulle hoor sy stem en hulle gaan doen wat God hulle vra om te doen. Dis nie noodwendig om die hardste te kan sing, of die hardste te kan bid, of die mooiste te kan preek in 'n kerk wat jou 'n kind van God maak nie. Dis hoe God jou hart ken, en jy gehoorsaam met hom te beweeg, en te sê, ek word gestuur, want ek het 'n verhouding met God, wat op die einde van die dag spreek of ek aan God behoort. Hoe tragies is dit nie, as 'n persoon sy hele lewe aan God wy, om in die pastoorsbediening in te beweeg, maar hy bring nooit mense by God uit nie. En hy wy sy hele lewe lank om 'n kerk te bou en getalle te trek, maar mense kom nooit by God uit nie. Onthou wat ek vir julle vandag eendag sê, as jy nie voel ek groei nader aan God nie, is jy op die verkeerde plek. Hierdie moet 'n plek wees wat my Sondag vir Sondag nader aan God bring, wat my meer honger maak om God te kan dien. Nie 'n plek waar ek 'n pastoor volg nie. 'n Plek waar ek God vind en geestelike kos kry om nader aan God te kan wees. Kom ons lees van Samuel. 1 Samuel 2 vers 18, van vers 18. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed, en sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgegaan het om die jaarlikse offer te bring. Hier's 'n ma en 'n pa, waar die moeder hierdie kind aan God kom wy, en dan jaar vir jaar, as sy pa en sy ma opgegaan het na die tempel toe, om aan God offers te bring, dan het die ma 'n manteltjie gebring, wat sy vir haar seun gemaak het, wat sy vir hom gegee het. Wat was die betekenis van 'n mantel in die Bybel? Hoekom 'n mantel? Elia, die dag toe hy opgeneem word in die hemel, het hy sy mantel laat val op Elisa. Toe Moses op die berg staan, en hy sien die beloofde land, en God sê, jy sal dit nie ingaan nie, het sy mantel op Josua geval. En Josua het met hierdie mantel wat hy by Moses gekry het hy die Jordaan geraak, en die Jordaan het opgegaan, en hy het die volk in die beloofde land opgevat. Hoe lyk jou mantel vanmôre, papa? Hoe lyk jou mantel wat jy oordra aan jou kind? Is jou mantel 'n mantel wat jaar vir jaar opnuut op jou kind gaan lê, soos wat jy aan God opnuut jou offer bring van aanbidding, jou toegewyd het aan God, en hierdie mantel rus op jou kinders by die huis, dat hulle sien 'n pa en 'n ma wat Godvreesend is, wat 'n voorbeeld lewe van 'n verhouding met God, en daai mantel wat gemaak word in daardie aanbidding en in daardie opregtheid wat opgevat word en op jou kind kom rus, sodat jou kind in jou voetspore kan weet, ek het 'n voorbeeld van 'n pa, ek het 'n voorbeeld van 'n ma wat Godvreesend is, en daarom wil ek die Here dien. En hier waar Samuel in die tempel is, ontvang hy die mantel wat sy ma vir hom voorberei vir die profetiese bediening, wat hy nie eens geweet het op daardie stadium op sy lewe is. In Samuel 2 vers 26, die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here sowel as by die mense. Ek wil vir jou sê, hoe lieflik is dit nie, as jou kinders en jou voorbeeld voor jou gesig, voor jou huis,
in jou huis nader aan God groei. Maar hoe wonderlik, hoe awesome sal dit wees as jy vir klein uitwaaikies sien, hoe sê in die voorbeeld wat jy en Chantal lewe, God begin te dien soos wat papa en mamma dit doen. Atti, Zandri, sy twee seentjies en haar dogtertjie van julle, en julle voorbeeld sien, en hulle sê, ja, dis die God wat ons in hierdie huis dien, en dis die God wat ons gaan bly dien as ons groot is. Daai dogtertjie van jou, Pieter. Ek ken 'n pa wat ver van die Here was, maar ek ken 'n pa wat naby aan God gekom het. En hoe meer ons nader aan God kom, hoe meer vul dit ons huis. Baie keer vra ons die pastoor om die huis te kom salf. Asof die pastoor se salwing jou kinders by die Here moet hou. Asof die pastoor in jou huis bly en hy moet nou die Here namens jou kom dien, nou moet jy jou huis kom salf. Ek wil vir jou sê, die salwing lê op jou. Jy het besluit om die Here te dien, en daarom woon die Gees van God in jou, en word jy 'n gesalfde van God, omdat jy verseël is in jou geloof, en in jou seun en dogterskap van God, en daarom sal die salwing wat op jou rus, omdat jy God opreg die oorgaan in jou huis val, en jy sal 'n gesalfde van die Here wees, en jou kinders sal in die salwing groot word, van jou toegewydheid om God te dien, en daarom sal die salwing wees, hoe jy jou huis salf, met jou aanbidding. Ander mense bel my en sê, pastoor, asseblief kom maak ons huis groot. Die kaste se deure klap. Die beweeg snaakse donker figure in hierdie huis. Weet jy wat? Begin God dien. En wanneer jy God dien, sal die Gees van God in jou kom woon, en geen ander vyand of ding sal in jou huis kan wees nie, want die salwing van God, die heiligheid van God wat kom intrek neem in jou huis, dryf alles wat boos is reg. Wie wat is jou grootste getuienis volgend in hierdie gebou? Hoor wat ek vanmôre sê, wie wat is jou grootste getuienis? Nie hoeveel preke pastoor Simon gepreek het nie. Nie hoe kragtig hy in sy verhouding met God is nie. Maar hoe ek elke keer wat ek die woord van God hoor in my eie huis begin te groei. Jou eie persoonlike groei is jou grootste getuienis. Jy kan Sondag vir Sondag na preke luister, maar jy gaan nie en gaan doen dit wat jy hoor nie, dan ontbreek jou huis aan die salwing en aan die oorwinning. Jy kan een preek in jou lewe hoor, maar jy vat dit, en jy sê, my huis gaan die Here dien, en jy begin jou lewe skoonmaak voor God, jy kry uit jou huis uit dit wat nie reg is nie. Nou praat ek nie van jy met jou kinders uit jou huis uit kry nie. Ek praat van kry die karakter en die probleme van die optredes uit jou huis uit deur gebed te bid. En wanneer jou huis begin om God te dien, en hy vul jou huis, begin jou kinders rustig raak. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jou kind mag dalk op ritteling wees, op konsert of wat ook al, maar hoe meer jy God dien, hoe meer gaan jy begin agterkom, ek voel net, ek wil nie as jy medikasie hê nie, man. My God is groter as die medikasie. Daarom sê ek nie vanmorgen, kry die medikasie die jou huis het. Ek sê nie wees onwys nie, ek praat van wysheid, ek praat van, dat die krag van God in die verhouding wat jy met hom het so kragtig word, dat jy kan voel hoe jou kinders begin rustig word. Maar meer as net rustig word. Want rustige kinders is nie waar met ons lewe nie. Wanneer jou kind na jou toe kan begin kom. Hoor wat ek vir jou sê, hoe meer jy God dien, gaan daar 'n dag kom wat jou kind na jou toe stap en sê, pa, ek hoor jou voete seer, kan ek nie vir jou bid nie. Die oomblik as jou kind gaan opstaan in jou huis en sê, hier is my handjies, of hoe mooi is dit nie? Ek vra nou vir julle wat kinders in die huis het. Hoe voel jou hart as jy in jou sitkamer instap en hier staan jou kinders met handjies in die lig? Nie omdat jy vir hulle gesê het hulle moet hulle handjies in die lig druk nie. Nie omdat jy vir hulle gesê het dat jy moet bid nie. Dis net omdat die Gees van God in jou huis is en binne jou kinders gewoon, gaan hulle handjies op. Hoe wonderlik is jou kinders wil bedag vir jy sê, papa, ek wil nie na hierdie gemors op die TV kyk.
Sit vir ons geestelike musiek op. Dan besef jy, dis nie iets wat jy mee met 'n stok op jou kinders afslaan nie. Dis omdat die huis vervul is met die Gees van God, omdat papa en mamma die Here dien. Nou spoel dit oor na my kind toe. En my kind begin van self opstaan, en jy begin die vrug in jou kind sien wat van self God begin te dien. Hier is Samuel, toegewy aan God deur sy ma. En weet jy wat, Samuel het groter geword in die kerk, binne die tempel, en hy het nie eens God geken nie. Hy het guns by God gehad, en by die mense, toe ken hy nog nie so God nie. Het jy dit geweet? Hoe weet jy hoekom? Want daar was 'n ma en 'n pa, wat opgegaan het om offers aan God te bring, en wat God aanbid het, en hierdie kind aan God toegewy het. Ek gaan vir jou die woord dit bewys. Dat toe God vir die eerste keer na Samuel toe roep, toe weet Samuel nie eens God wat met hom praat nie. Hy was reeds in guns by God, hy was reeds in guns by mense, oor sy mooi persoonlikheid, sy standvastigheid, toe het hy nog eens God geken. Weet jy hoekom? Omdat hy daar 'n fondasie gelê was. Watter fondasie lê jy in jou kind? Papa, watter fondasie lê jy in jou huis? Wat 'n voorbeeld leef jy vir jou vrou en jou kinders? Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En Here het Samuel weer geroep vir die derde maal. Hier roep God na Samuel. En weet jy wat doen Samuel, omdat hy die Here nie ken nie, en hy ken nie sy woord nie, gaan hy daar na Eli toe, vir die hoofpriesters. Het jy my geroep? Nee, heb jy nie geroep nie? Gaan slaap. Die tweede keer kom hy na Samuel toe. Ag, na Eli toe. Hy sê, Eli, jy het my definitief geroep, jy gehoor. En Eli gewis dat het God is. En hy sê, as jy dit weer hoor, dan sê jy, Here, spreek met my, en dienstig luister. So toe God die derde keer met Samuel praat, het hy opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, oké, die derde keer, toe merk Eli dat die Here die seun roep, skus, die derde keer. Daarom Eli vir Samuel gesê, gaan lê, as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want ek net hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, en toe die Here gekom en gegaan, staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, nie, spreek, wat ek net luister. Nie. Verstaan jy wat hierdie naam, wat die Here my gegee het, oor hierdie kerk, uit te roep die dag toe die Here my gesê het, ek moet nie begin. Ek teken letterlik, Here, hier is ek, praat met my. Hier sê, Here, stuur my. So hier is 'n stuurkerk. Dis 'n praat met my God kerk. En toe Samuel besef, dis God wat met hom praat, en hy sê, Here, hier sê, praat met my. Het die sleg luister, toe begin God met hom te praat. Praat God al met jou? Hoor jy al sy stem? Dis nie 'n triekvraag nie, dis 'n oop vraag. Hoor jy al God se stem? Nee, pastoor, ek hoor hom nog nie. Wat moet ek doen om die Here se stem te hoor? Weet jy wat het Samuel gedoen voordat hy God se stem kon hoor? Hy het eers toegewy begin leef. Ons het 'n kitsgenerasie geword. Ek het groot geword waar ouma die koffie gegraai het. En in 'n sakkie gegooi, in 'n koffiepot. Wat prit het op die koolstoof, terwyl hy moeë koffie lekker sterk getrek was. En dan het koffie gedrink. Vandag staan jy by jou hek en kom lewer dit vir jou af. Ek moeë koffie. In sakkies. Pastoor, jy kom bless. Dan vat ek die sakkie, sit ek maar
Ek hoef nie eens die koffieboontjie te kry nie. Ek sit hom maar in die sakkie, gooi ek my water in, en dadelik drink ek hom. Ons het 'n kitsgenerasie geword. Kitssop, kitskoffie, kits alles. En daarom het ons so kits geword, dat ons wil hierdie kitsverhouding met God hê. Ek het vandag my hart vir die Here gegee, en môre wil ek God se stem hoor. En oormôre wil ek hoor of hy my geroep het as 'n pastoor, en ek wil oormôre wil ek gestuur word om vir siekes te gaan bid. Weet jy hoe dit gebeur in die jare toe Moerkoffie nog in 'n sakkie op 'n koolstoof gepluk het? Weet jy hoe dit toe gebeur? Het die manne en die vroue vroeg in die oggend uitgegaan en op hulle knieë voor God gaan kniel. En gebid, o God, moet nooit van my huis afgaan nie. Seën my huis. Dit was 'n tyd van aanbidding. Ek lees eendag 'n verhaal, dat hospitale was nie soos vandag, jy klim gewoon jou kar en ry na hospitaal toe en dan trek hulle tand nie. Die geloof in die huise was so sterk gewees het, as daar 'n tandpyn was, dan het hulle die persoon gevra. Want is kilometers van die hospitaal af, kilometers van die tandarts af, na buite gaan. Here, en dan droog die pyn binne in die mond op. Hulle was so afhanklik van God vir alles in hulle lewens, dat tot die tandpyn was nie vergaan om voor te bid nie. Hy was hulle dokter, hy was hulle tandarts, hy was hulle beraader, hy was hulle bemoediger, hy was hulle alles. Dit was tye daai waar ons voorvaders na profete wat ware profete van God was, geluister het, en as die profeet sê, moenie gaan nie, beweeg die kant toe, beweeg daar kant toe. Vandag sit ons met hierdie kitsgenerasie, wat wil na profetiese dienste toe gaan, en ons wil net hierdie glamour hoor, wat die profeet vir my te sê, oor dag vanmorgen, o, jou lief is goed, daar is nie meer vermaning in die kerke nie. Ek sal bekend dat ek hou nie van profete nie, wat nie die waarheid is nie. Ek het totale passie en 'n liefde vir God se profete, maar ek het 'n probleem met die profete wat vandag in die kerke is, wat te kom waarsêers is. Want hulle almal gaan storm, die profete het nou gekom, en almal storm so dit, en elkeen wil hoor wat die profeet vir hulle te sê, en al wat hulle wil hoor is hoe die goeie dinge met jou gaan gebeur, en hoe jy net vervloei. Maar ek hoor nie meer profete wat in kerke instap en sê, die Here sê hierdie kerk moet hom bekeer, of God gaan sy kandelaar verwyder. Ek hoor nie meer 'n profete sê, jy wat hier sit met 'n alkoholprobleem, God sê jy is besig met sy genade te speel nie. Jy weet te vinnig tot bekering kom, voordat jy opeindig soos Eli se seuns, wat sy hart so verhard word, dat jy nie meer by God kan uitkom nie. Ons verwag nie hierdie dinge nie, want ons is dit nie geleer nie, ons ervaar dit nie meer in die kerke, dat daar 'n God is wat jou genade tydperk gee, en as jy met sy genade speel, gaan hy jou hart so verhard, dat jy kan nie meer by my kom nie. Ek wil vir jou sê, ek ervaar hoe moeders vir hulle seuns bid wat in alkoholisme vasgevang is, maar besef ons, daar kom 'n dag dat God sê, omdat jy met my genade speel, gaan ek jou hart so vaar, dat jy gaan geen begeerte meer hê om kerk toe te gaan, jy gaan geen begeerte meer hê om my te dien nie. Dit hoor ons nie in die kerk nie. Die oomblik tot dit nou sê, wat ek nou gesê, toe sal al klaar so, ons ken nie hierdie goed nie, waarvan praat die persone, wat word nie in kerke gepraat. Wie wat soek ek op 'n Sondag? Pastor, my laat lekker voel, man. As ek uitstap met die lus wees vir die dag, lus wees vir die week. En as hy preek my nie emosioneel lus maak nie, dan kry ek vir my 'n ander kerk. Maar ek wil vir jou 'n goeie nuus gee. Ek weier met in hierdie kerk te preek. Ek weier om in hierdie kerk jou te laat goed voel. Wie wanneer wil ek hê jy moet goed voel? Wie wat jy goed voel, begeer ek oor jou. Omdat hy heilig is, sal ek opstaan. Sal ek 'n rug laat
kry. En gaan ek God werklik dien vir wie hy is. Nie omdat iemand my moet vra nie, nie omdat iemand my moet smeek nie, nie omdat iemand my moet mooi paai. Ag, weet jy wat, wil jy nie maar die Here dien nie? Jy wil toch seker nie hel toe gaan eendag nie. Kom nie kerk toe man, kom dien net 'n bietjie die Here. My boetie, my sussie, as jy nie die passie het en die begeerte het om God te dien nie, kan die mens aan jou kom praat en mooi praat en smeek om toch nie kerk te kom. Hoor wat ek jou sê, jy kom 1 keer in 'n jaar, in 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar kom jy in die kerk. En daarna as jy, wat jy wat neem, dit is nie vir my nie. Is jou hart nie al klaar so vaar dat jy nie eens meer 'n begeerte het vir God nie. Pas op. Ons dien 'n heilige God. Wat aanbiddingswaardig is, wat nie speelmaat is nie. Hy is heilig, en hy wil met heilige hande en heilige harte aanbid word. Hoe tart ons nie God? Ons lees van hierdie verhaal van hierdie se 2 seuns, wat hierdie gruwelike dinge gedoen is, hoor hoe God vir die pa gesê, ek wil nie, ek jou kinders harte verhard, want ek gaan hulle ombring, ek gaan hulle doodmaak. En hierdie 2 seuns het gesterf. En die pa het saam met hulle gesterf. Maar wie wat doen ons in ons moderne kerk? Ek het nou hierdie week 'n heel nuwe woord gehoor. Iemand kom na my toe en hoor 'n woord wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. Pastoor, ek kan nie glo dat my tipe ouetjie nie in daai kerk toegelaat word nie. Want dis dan nou 'n hernieuwde, gehervormde kerk, wat mos oor die samelewing se probleme ding moet kan aanvaar. Ek wil vandag vir jou sê, en ek sê dit en word op YouTube opgeneem, as jy homoseksueel is nie, kom tot bekering man. Kom tot bekering. Hou op met God speel. Ja, en ek sê dit met liefde, ek judge jou nie. Want dan moet ek die persoon wat skinder ook judge. Dan moet ek die persoon wat vloek ook judge. Ek judge niemand nie, ek sê vir jou wat God se woord sê. Dis 'n gruwel in God se oë om in sonde te bly en daarom jouself te regverdig en nou wil jy 'n kerk gaan soek wat jou moet aanvaar met jou gereformdheid. Die kerk is in toestand omdat ons hierdie goed toelaat. Ons het Elies geword, wat te bang is om die sonde aan te spreek. Ons het te bang geword om paas te wees, wat ruggraat het, wat sê in hierdie huis gaan ons die Here dien, maar ons gaan God dien omdat hy God is en op sy manier en op sy voorwaardes, nie op my voorwaardes nie. Nie wat ek in die pot wil hê. Ek soek die rou vleis met die vet en nou gaan ek dit braai tot dit vir my lekker is. Ek gooi 'n bietjie braai spices. Nou ek hou van hom as hy gebraai is. Hierdie doodgekookte vleis in die pot, ek soek dit nie. Want ons wil God aanbid vir wat vir ons lekker is. Op hierdie Vadersdag bring ek nie vir jou Vadersdag boodskap hier nie, man. Ek bring vir jou die waarheid. Ons lewe in 'n uur wat die koms van die Here so naby is, maar die kerk so aan die slaap is nog nooit in die lewe nie. Die kerk is in die slaap, hoor wat ek vir jou vanmorgen sê. Die kerk trek vanmorgen op, mense trek vanoggend op na kerk toe, weet jy hoekom? Want daar is koekies en daar is paadjies en daar is geskenkies. Dis Vadersdag, maar niks van die kansel af sê vir die Vader. Word heilig voor God, keer terug na God, want God is heilige God en hy sal sy kandelaar van jou verwyder. Pas op dat jou hart nie verhard omdat jy nie met God wil ernstig wees, tot jy by dag nie meer God kan beleef as die ware God van die hemel en aarde. En as jy dink ek skreep jou vanmorgen, wat ek liewer op jou skree, is wat jy hoor, jy nog God vir jy gaan vir my weg, wat ek jy nog nooit geken nie. Hoe vreeslik gaan dit nie wees nie? Ek wil soek al by die plek. Ek gaan met jou Here was môre. Ek het ook al begin kyk na YouTube. Dan kyk ek ook hoe doen hierdie groot kerke dit, om mense te, en die Heilige Gees het my, waarom is jy besig? Ek sê miskien doen ek iets, Heilige Gees sê vir my, hoe kan jy iets verkeerd doen in die kerk, as jy streef om my en jou gemeente te hê, dat ek die verandering moet doen? Hou op, kyk en plannetjies maak hoe jy mense moet trek. Wees jy getrou en ek sal self die kerk bou. Te vergeefs bou die bouers as God nie die kerk bou nie. Hoor wat ek jou vanmorgen sê. Jy kan 'n mega kerk hê wat 5000 mense bevat, maar as die Gees van God nie in daardie kerk is nie, dan is dit nie die kerk van God nie, want God bepaal wanneer is die kerk sy kerk en wanneer is dit nie sy kerk.
Jy kan 6 restaurante binne jou kerk hê. Ek stap, paar jaar terug stap ek in 'n groot mega kerk in. Tjoe man, dit was 'n lekker kerk. Right man, dit is 'n lekker kerk. Jy stap so verby, dan kan jy gaan sit by die Spur, dan in die kerk. Daar's daar 'n big screen TV's, dan kan jy sit jou hamburgertjie eet terwyl jy na die preek kyk. Of as jy nie van hamburgers hou nie, net langsom as die pizza uit. Binne die kerk. Die kerk is 'n kompleks, wat al hierdie restaurante, hy het tot 'n standaardbank. So jy hoef nie ver te loop om jou tiende te gaan trek nie. En weet jy wat? As hulle 'n gasspreker het, dan stap jy uit die auditorium uit, stap jy oor die alley, binne komboeke in. Dan koop jy vir jou die boeke van die persoon wat die gasspreker uit Amerika of Engeland of waar ook al is teen 'n spesiale afslag. Maar weet jy wat is buitekant? As jy in daai plek in ry, dan staan die sekuriteitswagte met R4 gewere en bewaak die plek. Jy kry 'n kaartjie, jy word vertel waarmee jy park. En toe ek so inry, dis ek, na tyd, ek is nie om te oordeel, hoor my vanmôre, ek is nie besig om te judge nie. God ken my hart. Want Romeine 2 sê, hy het iemand anders te oordeel, is reeds geoordeel. Want is almal skuldig. Ek praat hier vanmôre van God se heiligheid. Praat hier vanmôre dat ons moet terugkeer na God toe en begin ernstig met God raak. Dat God se gees binne in die papas kan woon, so die papa weer 'n standvastige pilaar in sy huis kan word, waarna sy kinders kan opkyk en kan sê om dit pa, God dien. Ek hoor bid in die nag. Ek sien die liefde van God in hom. Ek sien die erns wat hy vir God het. Ek wil ook daardie erns in my lewe hê. Ek wil ook soos my pa en my ma wees. Ek wil ook die Here dien met alles wat in my is. Wat is 'n voorbeeld as jy vir jou kind? As jy Saterdag op die dansbane met die partytjies die hardste drinker is. En Sondag wil jy vir jou kinders sê, trek aan, ons gaan nou kerk. As jy kind, ek sien dis 'n kerk nie, ek voet vir jou tot jy by die kar is. Weet jy waar jy kind die kerk toe gaan? Want jy is hom geen voorbeeld nie. Jy is nie die pilare nie. Maar as pa vroeg in die môre kan sê, vir God gaan ek my dag begin. Vir God gaan ek stil word. Want ek is ernstig met hierdie God van hemel en aarde. Nie net Sondag by die kerk nie. My hele lewe is toegewy aan hom. Alles wat ek doen, doen ek om hom te verheerlik. Alles wat ek doen, of ek eet of drink of staan of werk, alles doen ek om hom te verheerlik. Dan sê ek vir jou, dan sal jy sy stem hoor. Want hy sal hom aan jou openbaar, want hy sal jou opregtheid en jou begeerte om hom te ontmoet en met hom in verhouding is, sal hy beleef wat hy ken jou hart. Ek sê altyd vir jou, Australiërs, moet nooit op Australië, moet nooit op 'n bid vir jou kind, bid vir jou kind. Bid vir jou kind. Maar hoe ook vir jou by dit sê, jou kind het 'n verantwoordelikheid om op te staan. En 'n besluit te neem om God te dien. Vir afsluit. Vir afsluit. Wat sien jy in hierdie prentjie? Wat sien jy as jy na die prentjie kyk? Wat is op die mol is dit? Wat is weer? Kijk, zo. Boulders die kant, gaan jy nou in. Kijk. So, nou vraag ek jy weer, wat sien jy? Pastor, wat is jou idee met die prentjie? Dan gaan jy nou my so vraag. Wat sien jy? Weet jy wat? Is die probleem met vandag se kerk?
met ons pappas. Ons sien die Bybel. Ons sien 'n inkopiesentrum. Maar nou wil ek jou oë oopmaak, wil jy na iets toe vat. As jy God wil dien, wat sien jy behalwe die gebou? Ek wil nie met dieper in die prentjie sien nie, met kyk wat is in daai prentjie. Ek sien winkels se name, ek sien voertuie, en as ek by die prentjie voor my moet hê, gaan ek tot die maak van die karre sien waar daar staan, ek gaan die kleur van die karre begin te sien, en as ek nader na die kar toe stap, gaan ek tot sy nommerplaat sien. En as ek bietjie nader stap, gaan ek tot sien dat daai naam van daai winkel het 'n sekere produk en daar's rakke vol daarvan. Die probleem is, ons kyk en ons sê dis God se woord, maar wie stap nader? Kan jy koop deur daar te staan waar die persoon staan? Hy is so naby in die inkopiesentrum, hy sê, ek sien die inkopiesentrum. Ek sien die verskillende winkels se name. Gaan een van die winkels self met 'n trolly vol goedjies uitgery kom, en sê, meneer, ons sien jy staan nou lank genoeg hier buitekant, hier is hier 'n trolly vol, ons weet presies wat wil jy hê, ons het dit af hierdie trolly, nou ons het soms vir jou betaal ook. Hierdie woord kan net jou word as jy begin oopmaak. En jy begin dieper kyk as net dis 'n Bybel. Ek moet begin om hierdie woord te bestudeer. Ek moet so naby kom dat ek die nommerplate kan sien. En wat sien nommerplate? Ek moet die boodskap wat God vir my in daai skrifgedeelte het, begin raak sien. En wie wanneer sien ek dit raak? As ek nie net 'n toeskouer op 'n Sondag is nie. Ek kan Sondag vir Sondag tot in die parkeerarea kom. Hierdie is die parkeerarea. Hier langs my sit 'n BMW. En sê, kyk as jy sê, dis 'n Ford. Hy is 'n Ford. En dan kyk so oor en sien daar staan 'n Toyota. Maar tot ek nie na die eienaar van die Toyota toe gaan, sal ek nooit weet niks van die Toyota nie. Totdat ek by die God van hierdie woord uitkom en hy word my God. En sy woord begin by my woon. En ek begin te leef. Praat ek nog van iemand anders se God? Is al jou God? Is jou huis gebou op sy woord? Of praat jy van hom, maar jy is nog die een reseptors waai? My way or the highway? En ek sluit af met hierdie skrifgedeelte. En dan sal jy dit verstaan. Spreuke 2 vers 1 tot 6. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sal jy jou oor laat luister na my wysheid, jou hart neig tot verstaan. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef. As jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur so verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat reg geskape. Man so na God se hart. As jy na God se wysheid begin soek in sy woord, en jy begin God se opdragte verstaan, en jy sien dit nie net as stel reëls wat ek moet gehoorsaam om nie eendag hel toe te gaan nie, want jy sien wanneer die Navy SEAL in die see moet hardloop, en hy weet nie so kom hardloop by aan die see nie. Hy doen dit net want hy wil 'n Navy SEAL word. En môre draai klomp paal want hy wil 'n Navy SEAL word. En môre doen hy 100 wat some push-ups want hy wil 'n Navy SEAL word. En net daarna 100 sit-ups want hy wil 'n Navy SEAL word, maar hy weet nie hoekom doen hy dit. Hy wil net 'n Navy SEAL word. As jy iemand wat kerk toe kom en sê, ek wil in die kerk wees want ek wil 'n Christen wees want ek wil eendag hemel toe gaan, maar jy weet ook nie op hoe sy. Totdat ek nie verstaan
ook om God wil ek moet bekeer nie. En sy liefde in my huis die vol uitleef nie, gaan vir my nou 'n stel reëls klink wat verskriklik swaar is om te gehoorsaam. En baie val uit. Baie gaan om my visies te word. Maar baie val uit, want die opleiding is net te erg. En soos wat Davie sê, die oomblik toe hierdie kaptein Smith dit aan hulle oopmaak, hy sê toe hy 'n ander visie opkom, hy Navy SEAL wil word. Want weet jy wat sê die kaptein te vol? Hierdie opleiding is sodat jy nie moeg word wanneer die vyand jou jag nie. Hierdie opleiding is sodat jy een beter as jou vyand moet wees. Hierdie opleiding is nie om jou te breek nie. Hierdie opleiding is nie om jou te straf nie. Hierdie opleiding is om van jou gedissiplineerde, standvastige soldaat te maak, wat op hierdie vlak operasioneel ontplooi kan word, waarvan hierdie opdragte om so diep in te gaan, jou nie bang maak nie. Om God te dien op sy diepte, sy toegerus te wees, nie bang te wees vir die vyand nie. Om die vyand een voor te wees, om sterk genoeg te wees, om al sy leeds en al sy toets wat hy oor jou lewe bring, te kan oorwin en te kan sê, I've been called for service in God's kingdom, and I know my enemy, and I've been trained by the Spirit to stand rock fast in all seasons of my life. Die woord vanoggend, as jy so 'n bietjie hard was, welcome to bootcamp. Dis om jou opgeleid te kry. Om sterk te kan staan as die vyand kom met sy toetse. Om jou jelly babies die hele tyd te laat eet nie. Gaan jou definitief nie tande gee om steaks te eet nie. Gaan jou definitief nie gesond maak om sterk te kan wees nie. En as jy vir jou kind die hele tyd net jelly babies moes gegee het, jy gee hom geen kos nie. Hoe sê jou kinders vergelyk het? Wat nie? Seker jelly mannetjies. Maar omdat daar 'n pa was wat streng was, is daar vandag 2 seuns wat ruggraat het. En net so moet ons weet dat ons God sy woord sny reguit, nie omdat ons so breek nie, maar omdat ons versterk maak om te kan staan teen elke leuen van die vyand. Papas, ek wil jou vandag, dis my hartsbegeerte om jou vandag met hierdie woord te kom toerus, om staande te bly teen 'n vyand wat geen genade het nie. As ons nie begin opstaan nie, en ons begin God se kerk word nie, dan sê ek nou vir hierdie wêreld waar buitekant is, wat besig is om die kerk stukkie vir stukkie in te sluk, is nie ver daarvan om jou ook in te sluk. Die ergste plek om jouself te bedink is om te dink ek gaan jy moet doen, eintlik sê nie op wat jy moet doen. Ek dank God dat ek bereid is om vir jou die waarheid te vertel. Nie bang, dit gaan jou dalk maak dat jy volgende Sondag nie weer kom nie. Ek lewer af. En dit gee jou die waarheid om te kan staan, te kan sê, ek weet kom ek in hierdie opleiding is. Ek weet om die woord na my te so kom. Want ek is besig om in 'n voorbereiding te staan, van om gereg te wees, gereed te wees as Jesus kom. Want as ek nie reg is nie, wat gaan die hartseerste dag van hierdie wêreld wees? Kan ek vir jou sê wat gaan die hartseerste dag van hierdie wêreld wees? 1 minuut na die wegraak. 1 minuut na die wegraak. En jy sê, ek was elke Sondag in die kerk. Jy sê, ons het lekker in die Spur gesit en Hamburgers eet en bly preek gekyk en ek was daar. En 1 minuut na die wegraak kom jy agter die Spur het jou net 'n bietjie te besig gehou. Net te besig. Om ernstig reg te maak om God te ontmoet. Kom ons sê dit, Vader, dankie dat ek jou seuns en jou dogters kon toerus vanmôre in hulle voorbereiding
om standvastig te kan wees in 'n geloof. Maak nie saak wat die toets is, maak nie saak hoe die wêreld daar buite kom uit mekaar uitval nie. Ons is besig om deur God voorberei te word, om standvastig te wees in alle seisoene, alles omstandighede. Sodat ons dit nie mag mis wanneer Jesus se bruid kom. Dankie Vader. Amen.